Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën. Terwyl ons vanmôre dan ook aangaan met ons reeks aktuele boodskappe. Nou daar is heelwat vrae wat nog beantwoord moet word, maar vanmôre gaan ons stil staan by hierdie vraag wat deur heelwat mense aan my gevra is. Die gedagte rondom straf en tug. Mense het my die vraag gevra, wat is die verskil tussen God se straf en God se tug, en waarom sê ons dat die Here vergewe mense en tog straf hy hulle? En ek agtergekom, daar's redelik verwarring onder die mense oor hierdie bepaalde saak, en gaan ek poog om u uit die Bybel te begelei oor hierdie bepaalde saak, om u dan bietjie meer lig te gee, om te sien wat die Bybel vir ons leer oor tug, wat die Bybel vir ons leer oor straf, en hoe hierdie twee dinge in God se ewige volmaakte raadsplan inpas, en wie dan ook 'n deel is van die tug, en wie is deel van God se straf. Nou vriende, kom ons val dadelik weg, en wil ek begin deur vir u te sê, in God se ewige raadsplan is daar die wat gestraf word, en is daar die wat getug word. Albei word in die Bybel geleer, en tog is daar 'n duidelike onderskeid tussen die twee. Kom ons val weg, en ons kom in die eerste plek uit by die straf. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat God die goddelose mense eendag gaan straf. Ons praat ook dat God hulle gaan oordeel. U sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die ongeredde eendag die volle maat van God se straf sal beleef in die ewige poel van vuur. Dis mense wat aanhoudend hulle hart teenoor God verhard, wanneer hulle die evangelie boodskap hoor dat Jesus gesterf het vir sondaars en dat hulle moet bekeer tot die Here, verhard hulle hart. Hulle kies om hulle eie pad te volg, hulle kies om hulle eie lewe te leef, hulle kies om Christus uit hulle lewe uit te skuif, hulle kies om hulle pad te stap soos hulle goeddink. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik in Openbaring 20 vers 11, dat daar 'n groot wit troon gestaan het, en hom wie daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En die Bybel sê die dode, klein en groot, voor God gestaan, die boeke is geopen, en 'n ander boek is geopen, die boek van die lewe, en die dode is geoordeel nadat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die Bybel sê nie, see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. U sien, hier kom die Bybel baie duidelik, en hy leer vir ons, daar is 'n groot gros mense wat eendag gestraf gaan word. En die straf gaan wees dat hulle in God se ewige oordeel gaan beland, die poel van vuur. U sien, dit is soos, as ons die voorbeeld kan gebruik, dit is soos 'n misdadiger wat voor 'n regter staan. En die aanklag word gelees, of die aanklagte word gelees, en daardie misdadiger het geen verweer nie. Al wat die regter kan doen is om daardie skuldige dan te straf vir sy oortredinge. En wat gaan die grootste oortreding eendag wees? Wanneer mense sonder die Here sterf. En dit is, vriende, dat hulle Christus Jesus verwerp het. Jy sien, dit is seker die grootste sonde wat iemand kan pleeg, want ons almal word in sonde ontvang en gebore. So, my sonde maak my nie 'n sondaar nie. Ek word 'n sondaar gebore, daarom doen ek sonde. En die grootste sonde wat 'n mens kan pleeg is om te sterf sonder Christus, om Christus te verwerp, om te sê, weet jy wat, ek gee nie om dat Christus in my plek gesterf het aan die kruis nie. Ek gaan my lewe leef soos ek wil, ek gaan doen wat ek wil, en ek hoop maar eendag vir die beste. Daardie persoon is soos 'n misdadiger wat dan eendag voor God gaan staan, en die regter gaan God self wees, en daardie persoon gaan skuldig bevind word, en hy gaan God se ewige straf in die poel van vuur beleef. Maar aan die ander kant, vriende, sien ons die tug van die Here. En die tug van die Here word deur hierdie analogie in die Bybel vir ons deurgegee. Die Bybel praat van die tug soos 'n vader sy kind. 'n Pa straf nie sy kind nie, 'n pa tug sy kind. Glo my, ek is besig om die derde seun groot te maak, en die tug het ten doel om korreksie te bring. Hierdie kind is my kind deur die geboorte. Hy oortree en hy vra my nie, pa, kan ek jou kind word nie? Nee. Hy sê, pa, ek is jammer oor dit wat ek verkeerd gedoen het, maar hy weet ook daar is gevolge. En hierdie gevolge is nie dat hy sy kindskap gaan verloor nie. Dit beteken nie ek gaan hom weggee nie. Dit beteken nie hy is nou nie meer my kind nie. Nee. Die tug wat hy nou gaan kry, het ten doel om vir hom te wys, daar is gevolge vir as hy verkeerd doen. Maar daar is ook altyd die wonderlike vooruitsig van herstel, en dat daardie band weer verenig kan word. Kom ek lees vir u, want u sien, Hebreërs 12 verduidelik dit vir ons so baie mooi. 'n Vader is lief vir sy kind,
En hy tig sy kind na die beste van sy wete en vermoë met die doel dat die kind daaruit kan leer. En dis die verskil tussen straf en tug. Straf is vir ewig weg van God se aangesig. Tug het 'n doel dat God ons heilig en ons voorberei vir sy heerlikheid. Maar kom ek lees vir u wat die Bybel self sê. Hebreërs 12 vers 5 sê, julle die vermaning heeltemal vergeet, wat ek tot julle as seuns spreek. My seun, onthou God praat nou, en hy sê, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering, en beswyk nie, as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aangeneem het. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kasseiders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na die beste van hulle wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Nou, lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Vriende, tugtiging kom in die vorm van skuldgevoelens wanneer ek gesondig het. Dit is baie keer onaangename omstandighede wat ek beleef na my sonde. Dit kan wees die verlies van vrede. Dit kan wees verhoudingsbreuke of enige aantal negatiewe gevolge vir die keuses van sonde wat ek gemaak het. Soms kan die tugtiging van die Here fisiese siekte en selfs die dood wees. Gaan lees 1 Korintiërs 11:30. Maar hierdie is nooit 'n finale straf waar God my van sy aangesig wegwerp nie. Kom ons gebruik 'n praktiese voorbeeld. Koning Dawid. Die Bybel sê vir ons dat koning Dawid gesondig het met die vrou Batseba. Die Bybel sê dat Nathan die profeet na Dawid gekom het en vir hom hierdie pragtige verhaal vertel het, en toe Dawid kwaad raak oor die ryk man wat die arme man se lammetjie gevat het, het Nathan dan ook hierdie pragtige verhaal toegepas op Dawid se sonde waar hy hierdie vrou van Uria vir homself gevat het en ook dan hierdie sonde teen God gepleeg het. En Dawid sê, hy sê ek het gesondig teenoor God. En hoor nou, Nathan sê vir Dawid, so is jou sonde dan ook vergewe, jy sal nie sterf nie, maar daar is sekere gevolge wat sal plaasvind. Daar is gevolge vir sonde, vriende, en dit moet ons onthou as kinders van die Here. Ons kan nooit suksesvol sondig nie. Die Here sal ons nie toelaat om suksesvol te sondig nie. Daarom is die tug van die Here ten doel om ons dan te korrigeer, om vir ons te sê, luister, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Jy's my kind, ek het jou gekoop met bloed van die Here Jesus Christus. Jy behoort aan my en daarom moet jy ook leer dat daar verantwoordelikhede is vir 'n kind van die Here. Luister, die Here kan nie jou redder wees sonder om jou koning te wees nie. Hy kan nie jou redder wees sonder om jou vader te wees nie. Hy kan nie jou redder wees en hy's nie die een wat jou tug as jy buite orde gaan nie. En daarom, vriende, is belangrik om hierdie saak uit die skrif raak te sien. Dawid se tug, die Bybel sê vir ons dat hierdie kindjie wat gebore is, het gesterwe. En ons weet op die einde van die dag dat hierdie kind gesterf het en daar was baie droefheid ook by Dawid gewees oor die saak. Maar kyk nou na God se genade. Dawid was later ook bekend as die man na God se hart en ons lees dat die Here later vir hom en Batseba 'n pragtige seun gegee het met die naam van Salomo, wat dan ook later op die troon van Dawid sou sit, en onder Salomo se regering het daar wonderlike vrede geheers in hierdie ryk van Israel. En daarom sien ons ook dat na God sy tug en die doel van hierdie tug afgehandel het die Here ook weer sy seën gebied oor die lewe van Dawid. Dit is so, vriende, dat kinders van die Here baie keer sondig. Kinders van die Here doen baie keer verkeerde dinge. Hulle lieg, hulle word uitgevang oor hulle leuen en dan is daar hartseer gevolge. Hulle sal miskien oneerlik wees met besigheid, op 'n stadium het hulle nie waak en bid nie, hulle word uitgevang, daar is hartseer gevolge. Wat is die doel? Dat die Here vir ons leer, ons kan nie suksesvol sondig nie. Sy seun het te groot prys aan die kruis betaal, dat ons maar net kan aangaan in ons sonde. Daarom tug die Here ons. Sonde het altyd gevolge, 'n kind van God kan nooit suksesvol sondig nie, want die doel van die Here is om ons te heilig in die waarheid van sy woord, en die Bybel sê, soos hy heilig is, moet ons ook in ons hele lewenswandel heilig word. En hierdie heiligmaking beteken ons moet meer word soos die Here Jesus Christus. So ek hoop jy verstaan die onderskeid. Die kind van die Here sal nooit hel toe gaan nie. Ek het daaroor gepreek nou die dag. As jy gered is, sal God ook deur sy Heilige Gees jou in stand hou. As jy nie gered is nie, sal jy heeltemal wegval en jy sal later God se straf in die poel van vuur beleef. Op aarde, as jy kind van die Here is en jy sondig, is daar sekere gevolge. Dis nie straf nie, dis tugtiging. Want die Bybel sê soos 'n vader sy kind tug met die doel om hom te korrigeer,
So tugtig die Here ons met die doel, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Ek hoop u verstaan dit, ek hoop dat dit vir u duidelik vanuit die skrif is, en ek vertrou dat die Here vir u sal seën op u pad saam met hom, dat u heilig sal leef soos hy heilig is. Groete vir u, mooi dag, ons bid vir mekaar, ons draak mekaar so op in die gebed aan ons wonderlike Here. Seën vir u, tada.